Dewald, ek is hier by julle by RMIS. Vertel my meer, hoe pas jy in die prentjie en wat maak jy? Hoe's jou betrokkenheid by die maatskappy? Goed, ek is Dewald Olivier. Ek is die CEO of die hoofuitvoerende beampte van RMIS. En ja, ons is 'n industrie maatskappy wat gefokus is op dienslewering. So Dewald, wat is RMIS? Kom ons begin daar, want ek dink baie mense sal belangstel in van afkortings by my. Ek weet nog steeds nie waarvoor staan CNA nie, so asseblief, RMIS. Ja, RMIS staan vir Red Meat Industry Services. Okay. So ons is 'n dienste-gedrewe maatskappy oor die waardeketting binne in rooi vleis. Ons begin by die produsent op die plaas, of dit nou 'n klein boer is, of 'n opkomende boer, of 'n kommersiële boer. Dan is die volgende skakel, 'n natuurlike skakel, is 'n voerkraal. En natuurlik dan aan die einde van die dag die abattoir. Ja. En wat ons doen is ons lewer 'n diens met die statutêre heffing wat ons ontvang. Ons gaan nou meer daaroor praat, maar binne in hierdie waardeketting aan hierdie rolspelers. Ja. En dan is ons op die einde van die dag 'n verteenwoordiger, amper above the line as ek so kan sê. As ons praat met die regering en dit is waardeketting gedrewe aangeleenthede, dan praat ons namens die totale waardeketting om een stem te hê by die regering. Okay, dit is fantasties. So, hoe gaan die boer voordeel daaruit kry? Want dis die vraag wat hulle altyd vra, hoekom ek deel raak van dit? Okay, so RMIS, soos wat ek nou genoem het, ontvang 'n statutêre heffing. So die statutêre heffing werk so, vir elke bees, skaap en bok wat geslag word of uitgevoer word, is daar 'n bedrag wat afgetrek word deur of die uitvoerder of die abattoir. Okay. En daai bedrag word dan oorbetaal aan RMIS. So elke liewe produsent of elke liewe voerkraal of kom ons sê waardeketting rolspeler is outomaties deel van dit wat ons doen. Ja. En op die einde van die dag moet dit wat ons doen tot voordeel van hulle wees. Nou, wat doen ons? Ons is gebaseer op ons basis is 4 pilare. Die eerste een is diere en publieke gesondheid. Dieregesondheid in die normale sin van back and claw byvoorbeeld. Ja. Om back and claw te bestuur, te beheer en bystand te lewer aan die staat met betrekking tot back and claw seer. Publieke gesondheid is die ander ene en publieke gesondheid kyk spesifiek na die vleis. Ons kontrakteer byvoorbeeld die abattoir vereniging en SAMIC om te kyk na abattoirs en seker te maak dat die vleis veilig is. Die tweede been waarop ons staan of die tweede pilaar is inklusiewe groei. Nou ons het gaan kyk na transformasie en gesê omdat ons 'n statutêre heffing is, moet ons 20% van dit wat ons invorder gebruik vir transformasie. Maar ons het van die standpunt af uit dat transformasie beteken jy vat dieselfde koek en jy sny hom in kleiner dele. En ons sê nee, inklusiewe groei beteken om opkomende of nuwe boere te help, moet ons die hele koek groei. Ons kan nie net van die een vat en vir 'n ander een gee. Ja. Goed, en dan die derde been waarop ons staan is marktoegang. En marktoegang is vir nuwe toetreders, nie noodwendig swart boere nie. Marktoegang is vir elke nuwe boer wat toetree. En dan ook internasionale markte natuurlik. So ons kyk na internasionale marktoegang en die laaste pilare waarop ons staan is volhoubaarheid en mededingendheid. Op hierdie stadium ding ons mee byvoorbeeld in ander diereproteïene tot 'n kleiner mate en tot 'n groter mate daai ouens wat gras afsny en dit geer om soos vleis te proe en dan teen ons te probeer verkoop. So dit is met betrekking tot mededinging en volhoubaarheid natuurlik in die ware sin van die woord. Onder hierdie het ons dan 'n klomp projekte wat ons hardloop om binne in dit in te lees. Ek dink julle is gaan baie makliker volhoubaar wees as iemand wat gras sny tot aan daai greens. Ek stem nie noodwendig altyd met saam nie, maar hulle het 'n plek vir hulle. Kom ons los hulle dat hulle wil. Sê vir my jou visie met RMIS. Kyk, die hele visie van RMIS gaan daaroor op die einde van die dag om voordeel binne die waardeketting vir elke rolspelers te gee. Nou, ons is tans besig byvoorbeeld met 'n naspieerbaarheidsdata uitruil platform. En dit klink verskriklik lank, maar daar's 'n rede hoekom ek dit so wil sê. Ja. Die data wat jy op jou plaas deur middel van 'n oorplaatjie of 'n stelsel bymekaar sit, kan op hierdie data uitruil platform gelaai word om tussen 2 punte 'n dier van een punt na 'n ander punt te stuur. Nou, baie keer is die vraag rondom dit, so what? As ons dit nou het, wat beteken dit vir my as 'n produsent of 'n voerkraal? Ons wil, en die hele idee hier agter is, om die waarde toevoeging wat 'n boer op sy plaas toevoeg op daai dier, vir hom 'n voordeel te kry. En op hierdie stadium word diere gelaai langs die pad, kom ons sê dit vir mekaar, deur ouens wat
geen idee het van biosekuriteit en nie omgee daarvoor nie. Maar as beide daai twee diere op 'n veiling aanland, word hulle verkoop vir dieselfde prys. En ons wil 'n diferensiasie maak tussen dit wat 'n persoon of dit wat 'n boer aanbied by 'n veiling wat meer doen as 'n ou wat nie omgee nie. En ons moet daai split maak. En dit gaan hom marktoegang gee en dit moet uiteindelik lei tot verbeterde pryse. Dis fantasties. Want die ding is ek is self 'n boer en dit gaan my altyd my verstand te bowe en bring ek is baie tot op die komma met my getalle, alles presies op my RFID tags, kan jy presies weet wat hulle gespuit is, wanneer hulle gespuit is. Korrek. Soos daai wat se voer hulle gekry het. So daai soos jy sê, as daai inligting reguit kan deursit na my voerkrale toe, dan weet hulle presies wat se prosesering hy al klaar deur is en daai goed. So vir daai moeite dan verwag ek dat ek dan 'n bietjie 'n prima prys gaan kry teenoor 'n persoon wat gou net dat hy plastiek sakke vreet en hy kom by die veiling aan. 100%. En ek dink wat ons moet verstaan is as jy alleen naspeurbaar is, gaan dit niks beteken nie. Want wie is jy? Ja. Maar as almal van ons sê dis die standaard van naspeurbaarheid. So hierdie hele naspeurbaarheidstelsel pas in by 'n projek wat ons noem en dit is baie makliker in Engels, Certified South African Red Meat. So ons sê om kommersieel rooi vleis te vervaardig as ons so kan sê of produseer binne die Suid-Afrikaanse konteks, is hierdie die standaard waaraan ons voldoen. En as jy wil deel binne in hierdie waardeketting, dan moet jy aan hierdie standaard voldoen. So dit gaan 'n outomatiese split bring soos ek nou gesê het. En dit is wat ons wil bereik. Natuurlik gaan daar ander voordele wees met betrekking tot dieregesondheid en dis meer wat ons kan doen, maar vir nou die eerste punt wat ons het is plaasidentivisering. Deur of produksieeenheid identifisering as ek so kan sê. Sê vir my en RFIDs, daai doelwit, daai eind is dit wat is dit? Is dit om almal deel te maak van hierdie dat ons vleiskant, ons vleisbeen in Suid-Afrika net na 'n volgende vlak te kan handel, dat ons waarde toevoeging. Ja, dat ons internasionaal kan meeding, ek bedoel van Brasilië, Argentinië, Amerika, hulle vat die mark oorgevat. Ek bedoel hoeveel hulle jaarliks uitvoer uit China toe. Is waarde toevoeging. En ek dink waarde toevoeging, jy gaan 'n besluit kan maak, lewer ek vir die plaaslike mark, lewer ek vir 'n internasionale mark en saam met dit, byvoorbeeld een van die projekte wat ons het en ek dink ek moet dit inbring, is byvoorbeeld ons werk op 'n klassifikasiestelsel. Okay? En ons het gesê kom ons kyk na 'n graderingsstelsel bo op die klassifikasiestelsel sodat jy as 'n produsent die opsie kan hê. As ek die diere op die veld wil groei en ek wil hulle nie in 'n voerkraal verkoop nie, dan kan ek gradeer en ek kan waarde toevoeg via 'n stelsel wat my natuurlik op die einde van die dag via uitvoer 'n fasiliteit op 'n plek kan sit dat ek my eie geld as ek so kan sê kan inkry sonder daai middelman. Is daar plek vir voerkrale? Definitief. Ek bedoel ons is 'n inherente droë land en dis hoekom voerkrale ontstaan het. So dit gaan altyd daar wees, maar dan moet ook 'n opsie wees vir 'n ou wat sê ek wil nie deur die voerkraalstelsel vat nie. Ek is bereid om die risiko te vat en self die diere te groei. En so waarde toevoeging is presies dis waarna ons kyk. Om vir elke ou 'n voordeel te kry. Ek dink dis waarna ons almal moet kyk. En die ding is dit het te maklik geraak vir die middelmark om daai kostes in sy sak te druk. Jy moet vernuwe, jy moet verander. Korrek. My laaste vraag aan jou is as iemand wil deel raak of julle in die hande wil meer te weet, waarna toe gaan hulle? Hoe kom hulle met julle in kontak? Want dit is die belangrikste want ek bedoel die nuus en goed kan buite travel, maar as hulle nie weet waar om te begin nie, dit is soos om 'n ketting te stoot teenoor om te trek. Jy perfekte opmerking. Ons webwerf, ons het 'n splinternuwe webwerf, rmis.co.za. So dit is die begin. Nou op daai webwerf in die verlede, en ek dink dit is belangrik om dit te noem, was die inligting wat op daai webwerf is baie geslote geweest. Byvoorbeeld pryse. Ek meen ons het weeklikse pryse word daar gesit. Ons werk saam met AMT byvoorbeeld wat die pryse kry en Absa om die pryse op te laai. Daar's al die verslae daarop, maar ons het dit reeds gaan verwerk binne in 'n datastel sodat jy kan gaan byvoorbeeld klik op Australië. Hoeveel vleis is uitgevoer en ek vat nou byvoorbeeld Australië ons voer nou nie Jordanië. Hoeveel vleis is uitgevoer in Jordanië die laaste maand teen watse prys byvoorbeeld. Onder andere invoere, uitvoere, afval, beesvleis, skaapvleis, alles is daarop. So ek wil regtig sê as jy inligting nodig het, gaan kyk op ons webwerf, baie inligting daar
Dan is 'n natuurlike gedeelte wat kyk na diere gesondheid, of dan nou siekte. So siekte-rapportering is ook daar. So jy kan begin vooruitbeplanning doen om te sien, elke jaar, ek dink is 'n 10 jaar of 10 jaar siklus wat op is. Elke jaar Augustus byvoorbeeld, moet ek spuit vir, ek vat nou hartwater. En dan kan jy begin beplan. Dan sien jy die laaste 3 jaar was daar geen hartwater gewees nie. Hoe het dit gelyk reënval? Right, dit was minder gewees. Ons het 'n goeie reënvaljaar, hartwater is weer 'n probleem. Ek moet hierdie jaar met ek weer spuit afslaan. Dis regtig fantasties. Kostes, is daar kostes aan verbonde? Geen kostes nie, soos ek nou gesê het, die statutêre heffing het reeds hiervoor betaal. So elke ou wat deelneem aan die waardeketting het reeds bygedra en dis vir niks. So, baie dankie. Ja, wel, dankie. Ek dink ons kort meer sulke goed wat 'n stem vir die boere ook kan wees. Ek bedoel, die boere is uitgelewer aan soveel elemente en ek bedoel met RMIS, ek dink dit is net waarde wat toegevoeg word op 'n plaas. Baie groot plesier en ek dink ons is nou besig om ek wil dit die laaste ding sê, ons noem dit field to future projek te loods. Wat ons besef, dit praat oor akademiese navorsing en ontwikkeling, maar die ontwikkeling gedeelte is nie transformasie ontwikkeling nie, dis ontwikkeling van nuwe projekte. So die hele idee is om kom ons noem dit 'n volksvergadering te hou, 3 van hulle deur die land en by produsente te hoor, wat is dit wat julle nagevors wil hê? Ons het byvoorbeeld wet carcass syndroom wat ons gesien het in die skaapvleis. Dit moet actionable, uitvoerbare navorsing wees. Want akademies, dis reg om akademiese navorsing te doen vir meestersgrade en PhD's. Die vraag is, wat beteken dit vir my as 'n produsent op die grond? En ons wil graag 2 goeders doen. Uitvoerbare of implementeerbare navorsing doen aan die een kant, en die tweede ding wat ons wil doen is ons wil sê, hoe kry ons nuwe projekte in plek? En dit is waar ons toe kyk. Fantasties. Dankie. Dankie vir jou tyd en dankie dat ek saam kom kuier. Lekker gewees. Dankie.